Goeienaand broers en susters, baie welkom by ons Dinsdag aand Pinksterdiens. Ons lees vanaand uit die eerste brief aan die Tessalonisense, maar voor ons dit doen, kom ons bid saam. Ons Here, ons magtige koning, ons bron van hoop, ons vra dat U vanaand deur die woord en deur die Gees aan ons iets sal kom openbaar, iets wat ons sal aan vashou en iets wat ons sal dra in die tyd wat kom. Here, help dat ons sal hoor wat U vir ons sê en help dat ons ook daarna sal luister. Amen. Ek lees vanaand vir ons uit 1 Tessalonisense 4 en ek lees vir ons vers 13 tot vers 18. En natuurlik ook as daar gepraat word met die broers, word dan net so gepraat hierso met die susters. Broers, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos die ander mense wat nie hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook so diegene wat gesterf het, deur Jesus met hom saamneem. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Want die Here sal self met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lug te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Ons het gisterand so geraak aan die onderwerp van lig. En dis daarom snaaks wat 'n klein bietjie lig vir ons doen, nie waar nie. Niemand is, wel, geen volwassene is regtig daarvoor bang om alleen in die donker te wees nie. Jy is eintlik bang daarvoor dat jy dalk nie alleen is in die donker nie. En dan skielik, net met 'n klein bietjie lig, dan voel alles sommer beter. Lig kan ons baie keer so veilig laat voel. Nou van die ons op die jas, wie van ons het al gehoor van die konsep van deïsme? Dis nou nie ateïsme met 'n A en 'n T nie, maar deïsme, net met 'n D. Deïsme was op 'n stadium in die geskiedenis baie groot, veral in Amerika en veral in Europa. Dit was baie gewild in die tyd van die Renaissance en toe later in die tyd van die industriële revolusie. Almal was besig om nuwe uitvindsels te maak, almal was besig om parte aan mekaar te sit en dis toe hierdie manier van glo baie gewild geword het. Baie keer werk teoloë nie met 'n venster waar ons vir God sien nie, maar eerder met 'n spieël. Baie gelowiges dink ons kyk na God en ons dink ons sien vir God, maar dan sien ons in die proses eintlik maar net onsself. En dis presies wat met deïsme ook gebeur het. Deïsme is die gedagte dat God die wêreld gemaak het, soos 'n opwenspeelding of 'n opwenhorlosie. God sit al die stukkies aan mekaar en nou los God dit om self aan te gaan. God onttrek uit die wêreld uit, want die wêreld is mos nou klaar reg en alles is mos nou mooi. Hierdie manier van dink beklemtoon menslike verantwoordelikheid en rede. Dit veronderstel ook dat met die verstand wat God vir ons gegee het, kan ons deur na die natuur te kyk self by God uitkom. En toe kom die postmoderne tydsgees en mense word al hoe meer bewus van die beperkings van breinkrag. Ons begin besef dat al met genoeg inspanning en met genoeg denke gaan ons nie al die wêreld se probleme so maklik kan oplos soos wat ons gedink het nie. Toe begin teoloë en filosowe die waarde van 'n onbetrokke verstaan van God al hoe meer uitdaag. As die Here dan nog altyd belang gestel het in die wêreld, as die Here nog altyd opgetree het in die wêreld, hoekom ons dan nou op ons eie los? Nou maak dit mos nie sin nie. So deïsme het al hoe minder en minder gewild begin word. As ons vandag na die wêreld kyk aan die ander kant, dan is dit nie vreemd om te dink hoe nodig ons die Here het nie. Oekraïne
en Gaza het ongelukkig nou al ou nuus geword. Hongersnood in Afrika is nou al maar net een van daai dinge. Werkloosheid en middelmisbruik in Suid-Afrika laat ons nou al ons skouers lig. Wat kan ons daaraan doen? Dit is mos nou maar hoe dit is. Ons is al so gewoond aan die verskynsels wat hele geslagte ruïneer. Want dis maar die lewe. Ons geduld by die wêreld raak op. Wat interessant is die Tessalonisense se geduld met hulle wêreld was ook maar min gewees. Die kerk word op daardie stadium vervolg en hulle broers en susters word opgesluit en hulle word vermoor. Dan het hulle gevra, maar wanneer gaan die Jesus nou weer kom? Kyk hoe gaan dit met ons? Wanneer kom Jesus? 2 jaar gelede, toe sê 'n baie goeie, baie gelowige oom vir my, hy sien geen meer hoop vir die wêreld nie. Jesus moet nou kom. As Jesus nie nou kom nie, dan is daar nie hoop nie. Dis verstaanbaar dat eeue gelede, na die Tessalonisense, dat ons geduld met die wêreld nog minder is as hulle se. Maar die Tessalonisense hoor 'n interessante perspektief hierop. Hulle sien die uitgestelde wederkoms as 'n teken van God se afwesigheid. Waar is Jesus? Hoekom kom Jesus nie af nie? Is Jesus dan nou weg? Maar wat hulle hoor, is dat dit dalk eerder 'n kwessie is van God se geduld. As ons bely dat Jesus eendag weer gaan kom, dan bely ons ook daarmee dat die Here nog nie klaar is met ons nie. So daarom is dit eerder genade, want die persoon wat die Here bly verwerp, hulle het vandag of môre dalk nog 'n kans om God se liefde te aanvaar. Nou ek het persoonlik vra oor die logistiek hieroor, as 'n mens hierdie gedagte nou letterlik interpreteer. Daar word wêreldwyd daagliks ongeveer 367.000 babas gebore. Elke dag. Dis meer as 1/3 van 'n miljoen, ekskuus tog. So vir almal om van Jesus al te gehoor het, dan beteken dit eers niemand sal vir ten minste 5 of 6 jaar kinders mag hê nie. Dan moet ons nou wag totdat die chokkertjies groot genoeg is omdat ons hulle kan vertel van Jesus. Dan moet ons kan hoop hulle verstaan goed genoeg om van Jesus te verstaan en dan sal ons by almal moet uitkom en eers dan het almal al van Jesus gehoor. So ek dink nie dis die punt wat 1 Tessalonisense 4 wil maak nie. Die punt is dat as Jesus ons dan nog nie vandag kom haal het nie, dan is dit nog 'n kans om tot geloof te kom. Dis nog 'n dag wat iemand het om vir Jesus te aanvaar. So daar moet ons nie mismoedig raak nie, daar moet ons eerder bly wees. Want dit beteken daar gaan meer mense op die ou end wees wat in Jesus glo en wat die ewige lewe ingaan. Die geloofsbelijdenis van Nissia waarmee ons besig is, bely van Jesus dat hy sit aan die regterkant van God, nadat hy in die hemel ingevaar het, en dan kom hy weer af om te oordeel. En dis nou waar die trein vir baie gelowiges heeltemal ontspoor. Die kerk het ongelukkig vandag 'n baie uitermate verhouding as ons dink oor God se oordeel. Die gevaar het 2 uiterstes. Of ons gaan onsigbare man, of ons gaan Jason Statham. Toe ek nog 'n seentjie was, toe was ek doodbang vir 'n skepsel met die naam van die onsigbare man. Ek het 'n boekie gehad, Gril Jouself Simpel, hy word vandag nog verkoop, en dit is geskryf deur 'n dame met die naam Rose Impey of Rose Impey, ek is nie heeltemal seker nie. En daar was allerhande monstertjies, en daar was allerhande bangmaak stories oor die monsters. Nou, ek was nie bang vir die monsters gewees nie. Ek het geweet die Loch Ness monster bestaan nie, ek het geweet vampiere bestaan nie regtig nie, maar die onsigbare man, hy het maar die skrik op die lyf gejaag, maar die onsigbare man kan oral wees. Hy is geteken as so 'n groen skynsel met so 'n lang krom neus en sulke lang toutjies haar wat in allerlei rigtings staan. En my ooms aan my ma se kant, die 2 boggers, hulle het hulle gate uitgeniet om my te verskrik met die onsigbare man. As ons almal vir ouma gaan kuier en daar's 'n geluid buite iewers, dan was dit nou die onsigbare man.
As daar nou 'n tak val op die dak, nee, dit was nou die onsigbare man. En dit was ook in daardie tyd wat daar 'n TV-program was, wat se temalied toe maar die donker man was, van Lori Karag. Sy naam is Shh, sy naam is Slaap. So as jy 'n kleintjie was in die vroeë 90's wat bang was vir die onsigbare man, dan was dit 'n rowwe dekade vir jou gewees. Maar ernstig nou, wie van ons gaan in die jaar 2025 vanaand huis toe gaan, en hoeveel van ons wat volwassenes is, gaan bang wees vir die onsigbare man vanaand? Ek hoop nie een van ons nie. Ons kyk vandag uit vir inbrekers, ons hou 'n oog dop vir slange en vir skorpioene, maar nie vir die onsigbare man nie. Hoekom nie? Want die onsigbare man bestaan nie. En dis die probleem vir so baie onsigbare man Christene. Baie gelowiges leef in 'n daaglikse vrees. En hoe ouer hulle raak, hoe meer raak die vrees vir iets wat nie op hulle van toepassing is nie. Dit was nog nooit nie en dit gaan nooit wees nie. As ons in Jesus glo, dan hoef ons nie bang te wees vir die oordeel nie, want ons sonde is permanent weggeneem. Nuwe sonde wat ons doen word ook bedek deur die genadegawe van Jesus Christus. As ons glo in Jesus, dan gaan God se oordeel ons nie uitskit en ons weggooi nie. Dis wat verlossing en vergifnis en heiligmaking beteken. Ander Christene, ongelukkig, hulle doen weer die Jason Statham routine. Jason Statham is 'n akteur wat twee goed doen op kamera, hy jaag en hy beklei. Dis wat Jason Statham doen. Jason Statham doen nou wat Seagal en Schwarzenegger 30-40 jaar gelede gedoen het. Hy is altyd een of ander onskuldige man wat nagekom word en dan wraak neem. Kyk, enige Jason Statham fliek, dis min of meer wat daar gebeur. Hy jaag en hy beklei. Baie Christene verlekker hulle in die oordeel van Jesus, want hulle vergeet, hulle is ook sondig. Hulle kan nie wag dat God die ander sondige mense heeltemal uitdelg nie, want ek is mos heilig, ek doen mos niks verkeerd nie. So asof ander mense se sonde nou erger is as my eie sonde. Meeste mense wat ek ken neig na die onsigbare man, wat ook nie goed is nie, maar ek ken so 'n paar Stathams ook. Nou, hoekom is Jesus se oordeel belangrik? Hoekom bely ons dit in die geloofsbelydenis van Nicea? Die oordeel herinner ons daaraan dat daar is iets soos reg en daar is iets soos verkeerd. Net omdat ons mense is wie se sonde weggeneem is, net omdat ons mense is wat vergewe is, beteken nie dis goed om net te maak en te breek soos wat ons lus het nie. Dit beteken dat ons ook 'n verantwoordelikheid het teenoor die skepping, teenoor mekaar, teenoor die Here. As iemand volgens my slegte musiek luister, of hulle kyk dom flieks, dan is dit hulle probleem. Hulle maak niemand seer nie, hulle doen van wat hulle hou. Maar die kerk behoort in te kom. As ons weet, iemand se optrede benadeel iemand anders. Baie belangrik. En daar is 'n verskil. Daar waar iemand by die huis mishandel word, daar waar iemand by die werkplek misbruik of uitgebuit word, en daar waar diere, bejaardes of kinders vergeet en verwaarloos word. Dis ons terrein, en dit is belangrik. Want dit is nog steeds die moeite werd om te doen wat reg is. Vergifnis beteken nie alles is maar reg nie. En daar moet ons ook opstaan vir wat reg is. Maar die opstaan vir wat reg is, behoort ook altyd eerste by myself te begin. Ek kan nie vir iemand anders sê, hulle drink te veel as die heroïnenaald nog in my eie arm sit nie. So dis ook baie belangrik. Jesus se oordeel is nie daar om ons die skrik op die lyf te jaag nie. Dis ook nie iets waarmee ons ander mense moet bykom nie. Maar dit is daar om ons te herinner dat ons 'n etiese verantwoordelikheid het. Dit kring uit na ons gemeenskap, na ons land en na ons wêreld. Maar op die ou end begin dit altyd in die eerste plek by onsself. Lewe ek soos wat die Here wil hê ek moet, voordat ek iemand anders kyk. En vanaand se skriflesing eindig dan ook met hierdie idilliese prentjie. Ons word saam met Jesus in die wolke opgeneem en daar is ons nou vir altyd by die Here. Dit klink ongelooflik.
Die laaste stelling wat die belydenis van Nicea oor Jesus maak, is dat hy, nadat hy nou in die hemel opgeneem is, nadat hy afkom om te oordeel, dan sal sy koningsheerskappy geen einde hê nie. Jesus is die ewige koning. So, nou dat Jesus klaar koning is, nou gaan hy dit vir altyd wees. Dit is 'n uitgemaakte saak. Toe ons met Donderdag se hemelvaart gesels het, toe het ons lank stil gestaan hierby. Ek gaan nie vanaand nou weer vir ons van vooraf die koningskap van Jesus beskryf nie. Maar wat ek wel gaan noem is, wat hou dit in vir ons? Toe Nicea geskryf is in 325, toe die eerste dele daarvan geskryf is, toe was die keiser 'n Christen, keiser Konstantin. Daar's 'n paar punte wat teen hom tel, wat maak dat ons vandag vra het oor die egtheid van sy geloof. Konstantin was eers gedoop op sy sterfbed, toe hy vir die eerste keer ingestem om gedoop te word. En dis nie dat nadat hy nou 'n Christen geraak het, hy skielik so lief vir sy broers en susters in die Romeinse kolonies was, dat hy hulle onafhanklikheid gegee het nie. Maar Konstantin het ook goeie goed gedoen. Hy het die vervolging van die kerk beëindig en hy het die vergadering van Nicea bijeengeroep. Dis nie dat hy 'n bose keiser was nie. Dit het baie goed gegaan met die kerk onder keiser Konstantin. Vir die Thessalonisense aan die ander kant, in die eerste eeu toe die brief geskryf het, was dit 'n ander saak. Daar was 'n keiser met die naam van Claudius gewees. En keiser Claudius het dikwels kop gestamp met die Jode as gevolg van die Joodse rebellies. Die Jode in Judea en in Galilea, hulle wil nie onder die duim van die Romeine wees nie, maar daai duim is groot. En elke keer as daar gevegte plaasvind, dan stuur die Romeine maar net nog meer soldate. So, Claudius besluit, hy maak dit so moeilik as moontlik vir die Jode in die Romeinse Ryk. Op 'n stadium het hy al die mense van Joodse herkoms verbied om hulle voete in die stad Rome te sit. Dis hoe hy die Jode gehaat het. Hy was een van die eerste anti-Semiete gewees. En raai van watter ras was die meerderheid van die kerk in die eerste eeu na Christus? Meeste van hulle was gelowig Christelik, maar biologies Joods gewees. Nou, dis een ding om te bely, Jesus is die ewige koning as die keiser van jou hou in Nicea. Ons kan amper sê dit raak minder betekenisvol, want die koning wat jy het, hou in elk geval van jou. Maar dis iets heel anders om dit te glo in Thessalonika as die keiser teen jou diskrimineer. En dis eintlik beter as mense dan kan glo. Hoekom? Want dit verseker jou dat die lyding van hierdie lewe tydelik is. Dit wat mense oor jou gaan hou, dit wat mense teen jou het, dit gaan nie vir altyd daar wees nie. Dit beloof dat eendag kom daar 'n dag wat daar nie meer tekort sal wees nie, daar sal nie meer onreg wees nie, daar sal net vreugde en liefde wees. Dit beteken dat niemand is magtiger as die Here nie, en Jesus se oorwinning is reeds gewaarborg. So intussen kan die diktators maar kom vir ons. Die mense wat haat aanvoer, kan maar hulle sultlike stellings kwytraak. Mense wat vir ons lieg, mense wat wil probeer geld maak uit ons uit, mense wat ons wil opsweep teen ons medemense, daai mense kan maar kom, want hulle kan niks doen om Jesus se kroon te steel nie. Absoluut niks nie. Eendag sal geregtigheid geskied, en eendag sal Jesus ons kom lei. Die belofte dat Jesus gaan terugkeer, doen meer vir ons as wat 'n eenvoudige gloeilampie ooit kan doen. Dit doen meer vir ons om die pad vorentoe te verhelder. Ons weet, God is nog lank nie klaar met ons nie. Dit doen meer vir ons om die gevare van die wêreld uit te wys. Dit wat die wêreld verkeerd doen, en dit wat ons verkeerd doen, wat dit herinner ons aan reg en verkeerd, en verlig ook ons pad om ons eie tekortkominge raak te sien. En die belofte van Jesus gee vir ons hoop, omdat Jesus se oorwinning reeds verseker is.
My wens vir ons is dat die Here se lig voor elkeen van ons sal skyn. Dat dit ons hoop sal gee en dat dit ons sal help om selfrefleksie toe te pas. Amen. Gister se huiswerk kon ons op enige tyd, enige plek doen solank as wat jy jou oë toe kan maak. Vanaand se huiswerk kan ons net in ons gemeenskap doen. Ons het vanaand gedink oor die oordeel van God in 'n stikkende wêreld. Die eerste ding wat ons gaan doen, wat ek nou nie kan kontroleer nie, is om te dink, wat maak God se hart seer as God na die wêreld kyk? As ons nou baie oulik en geloofsonderscheidend wil wees, dan kan ons sê, wat maak God se hart seer as God na Victoria Wes kyk? Die volgende ding wat ons gaan doen, is om die wêreld dan wel 'n klein bietjie te verbeter. Môre aand gaan ek 'n vullesak na die erediens toe vat. En ons kan tot môre aand kan ons kies. Ons gaan iewers in ons gemeenskap, gaan ons ietsie 'n bietjie beter maak. Ons gaan dalk ietsie reg maak. Dit kan so klein wees, soos om 'n stukkie gemors op te tel. Dit hoef nie dit te wees nie, bygesê. As die boere voel, hulle wil 'n stukkie grondpad, bietjie vee, bietjie netjies maak, dan kan hulle dit met liefde doen. As die van ons wat tegnies aangelê is, wil, dan kan hulle iemand anders se kraan of se geet of wat ook al reg maak. Die van ons wat goed is met naaldwerk, kan dalk iemand se sokkie of serp of hemp dalk 'n bietjie stop. Maar wat enige iemand wat in die dorp woon kan doen, is om môre aand een stukkie gemors saam te bring, haal dit uit die gemeenskap uit, bring dit saam, ons gooi dit in die sak, en dan kyk ons of ons tussen die paar van ons daar een volle sak se verskil in hierdie dorp kan maak. Broers en susters, kom ons bid saam. Ons alomteenwoordige en alsiende Here, ons besef dat U in ons lewens belangstel, dat ons vir U belangrik is en dat ons volksgenote, landsburgers, Here, ons medemense is vir U belangrik. En U het ons nie op ons eie gelos nie. U gee vir ons U Gees, U gee vir ons U woord, U gee vir ons mekaar, om mekaar te help vashou, Here. Help ons om selfondersoek in te stel. Help ons om ons gemeenskap te verbeter, deur in diens te staan van dit wat reg is, Here. Here, en help ons om, as daar mislukkings is, as daar teenkantings is, te onthou, dat U reeds die oorwinning namens ons behaal het. Geen mag is magtiger as U nie, en U is ons ewige koning, wie se heerskappy geen einde sal hê nie.